Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg wat julle vir my gee om bietjie in God se woord saam met julle in te gaan. Bietjie te gesels oor dit wat die Here op my hart gelê het hierdie laaste week en dit wat die Here met ons as die liggaam van Christus wil deel. So ja, dankie vir die voorreg. En vanoggend lees ons 'n stukkie uit Filippense daar in die Nuwe Testament vir die wat hom nie ken nie. Ja, en hierdie is amper soos 'n oorgangsfase wat hy hierso skryf vir ons. En weet dis Paulus wat dit skryf aan die Filippense om net vir hulle te waarsku hoe om te lewe. En hy sê vir hulle ouens, ons moet seker maak van waar ons blydskap vandaan kom, nê. En hy sê vir ons hierso vir ons in Filippense 3 vanaf vers 1, hy sê verder my broeders, verbly julle in die Here. Verbly julle in die Here. Dis waar hy begin. Want dit is so wat kan ek sê, dis 'n gewoonte waarin ons val en ek meen sit in die verkeer, die wat in die verkeer sit in die oggende, die wat verkeer ry in die middag aan die werk toe of gaan maar net deur 'n winkelsentrum. Kyk selfs in jou kerk. En dis vir my die hartseerste van alles. Kyk self in jou kerk. Die mense wat sê hulle ken Christus, hulle is saam met Christus begrawe, saam met hom opgestaan uit die dood uit. Dit beteken hulle lewe voluit met Christus wat in hulle is. En tog, kyk na hulle en kyk of daar blydskap in hulle is. Veral hierdie tyd van die jaar, ek weet dis 'n lang jaar, elke een van ons is in hierdie jaar en ons lewe in hierdie jaar en ons gaan hierdie jaar deur. Maar kyk na mense en kyk of hulle bly is. Kyk of daar blydskap in hulle is. En jy sal sien, nee, hoe min mense. En ek weet, ek praat dit baie, maar om 'n braaivleisvuur of as ons kuier saam met mense of koffie gaan drink en dan sit altyd hierdie bedroefdheid en alles. Want ons soek ons genot, ons soek ons blydskap in die wêreld, die dinge wat ek het. Kyk na wat ek het. Ek het 'n groot huis, ek het 5 karre, ek het 'n miljoen rand in die bank, ek het 'n groot posisie by my werk, ek het. En selfs Paulus, hy praat daarvan later in hierdie hoofstukke, net hierso na, hy sê, want dit is nie vir my lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Beteken Paulus, en hy gaan daarso om te sê, toe hy Saulus was, het hy al die dinge gehad. Hy het roem gehad, hy het mag gehad. Ek meen, as hy iets gesê het mense gespring en agter hom aangehardloop en hulle het voor hom uitgehardloop en dinge gedoen wat hy moes doen. En hy sê, hy het al daai dinge prysgegee, want hy het besef, daai dinge het so 'n tydelike waarde en dit gee vir hom nie daai vrede en daai blydskap wat hy eintlik gesoek het nie. En dit is daai van die dienskneg, nee. Dit is daar ons weet van die dienskneg wat opstaan in die oggend en sy meester gee vir hom 'n opdrag en hy sê, ek sal dit nie doen nie. En die ander ouetjie wat opstaan en hy sê, ja, ek sal dit doen. En die ou wat dit sê, hy gaan dit doen, het dit nie gedoen nie. 'n Ander ou wat gesê het, hy sal dit nie doen nie. Later aan word hy wakker en hy besef, ja, okay, as my meester, as my God vir my sê om iets te doen, dan weet ek moet dit doen. Dit is hierdie Paulus waarvan ons praat hierso, wat op 'n stadium, hy die disippels vervolg, doodgemaak, maar toe besef hy, toe die Here self aan hom verskyn, toe besef hy, dit wat hy doen is verkeerd in God se oë, nie in die wêreld se oë nie, want dit was reg in die wêreld se oë. Hy kon dit doen. Hy het toestemming gekry van die koning, van die farao. Hy het toestemming gekry van die keiser om te sê, jy kan uitgaan en mense doodmaak wat nie sê, Caesar is Lord. Jy kon hulle gaan doodmaak en hy het en toe besef hy, nee. En dis dieselfde met ons vandag, nee. Ons weet, in God se oë doen ons dinge wat nie reg is nie. En ons hou aan dinge doen, en dis hoekom nie ons nie daai blydskap het nie, en dis hoekom Paulus daar kan skryf om te sê, ek was daar, ek weet hoe jy voel, ek weet, en dis hoekom ek vir jou nou wil skryf, oor en oor en oor, om te sê, ek wil vir jou daai sekerheid gee, om te sê, jou genot, jou blydskap, jou vrede, jou vreugde, is in die Here, verbly julle in die Here, nie in die wêreldse dinge nie, verbly julle, want daar kan jy ewigheidswaarde vind, daar kan jy daai blydskap vind wat jy so na strewe.
Want jy gaan huis toe kom, en jy gaan moeg wees, en ons sien dit, ongelukkig, nee. En hy sê vir ons daar, let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. En 'n waarskuwing aan ons om te sê, word wakker, maak jou geestelike oë oop, laat jy daai bid, dat die Here vir jou daai gees van onderskeiding sal gee, sodat jy weet wie en waar jy kan kuier. En dit is daai, presies dit, ja, waar kan ek kuier, waar kan ek 'n koppie koffie gaan drink, waar as ek wegstap, dan voel ek verfris in my gees en my siel, want ek weet daai persoon het so in my lewe ingesaai, en ek, hopelik jy, het in hulle lewens ingesaai, sodat hulle so vinnig as moontlik weer by jou sal wil uitkom. Nie omdat jy aardse dinge aan hulle gegee nie, maar om jy in 'n geestelik het jy in hulle lewens ingesaai. Geestelik het hulle in jou lewe ingesaai. Hoekom? Want daar was blydskap. Jy het gepraat oor die joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. En dit is daai blydskap wat ons met mekaar gedeel het om te sê, ten spyte van dit wat ek in die wêreld sien en beleef, my vrede kom van die Here af. En ek soek dit daar. En dis daai, pas op vir die honde, daai mense wat jou dreineer, al jou energie uit jou uittap. Hulle trek al daai energie uit jou uit en jy voel bedroef as jy van hulle af wegstap, as jy weg is van hulle af, nee. En is selfs daai bidduurtjies, nee. Dis 'n bidduur en ons praat oor, ag, maar, ja, het jy gesien, en ag, maar, oh, maar, ja. En dan gaan ons so aan vir 'n halfuur en dan bid ons, sê, ag, maar Here, as dit tog maar net in U wil is. Dit is God se wil dat jy bly sal wees, dat jy blydskap sal ervaar, dat jy wonderwerke sal ervaar. Maar wees versigtig met wie jy daai wonderwerke deel. Wees versigtig met wie jy daai blydskap en daai vrede deel, want sodra jy dit deel, dan kom mense, ja, maar het jy? Mense, ja, maar het jy my God gesien? Het jy die wonderwerk beleef wat God elke dag van ons gee? Die asem in jou longe, daai wat jy inasem en uitasem, daai Yahweh, die bron van jou krag, daai in Genesis 2 vers 7, waar die God het jou gevorm, en toe hy jou klaar gevorm het hy sy gees, hy het sy asem in die mens ingeblaas, en die mens het 'n lewendige siel geword. Dit is daai Yahweh. Daai wat jy sê, ja, asem dit in, Yahweh, en jy asem dit uit, nee. Dit is daai gees wat God in jou geplaas het, sodat jy 'n lewendige siel geword het, en dit is daai blydskap wat nog steeds in jou is. En as jy omdraai en sê, ja, maar, nee. Beleef God, die volheid van God, en dan gaan hy aan, daar sê, let op die honde, let op die slegte arbeiders, daai wat net werk 'n bietjie, daai wat ek nou van jou gesê het, om te sê, in die begin is hulle voluit, en hulle sê, ja coach, ek sal dit doen, of ja meneer, ek sal dit doen, of ja baas, ek sal dit doen, of ja my bestuurder, ek sal dit doen, of ja God, ek sal dit doen, en dan kom daai tyd wanneer hulle dit moet doen, dan sê hulle, oh Jesus, maar ek kan nie, ek het nie, en ek leebeloftes, slegte arbeiders, leebeloftes, daai wat sê, Here, ek sal dit doen, want U verwag dit van my. Here, ek sal dit doen, want U gee vir my die krag om dit te doen. Here, ek sal dit doen, want uit U volheid kan ek vir mense gee, want daai wat ek het, daai energie wat ek kom nie van myself nie, kom nie van my eie roem nie, dit kom van God Almagtig, en daar is 'n eindelose supply, there's an endless supply of the energy, of the time, of the effort, of the abundance, out of God's abundance I am giving. Ek gee nie uit myself nie, want ek gaan leegloop nie, maar ek gee uit God uit, wat nooit leegloop nie. Dan kan ek daai slegte arbeiders en die versnyders, en dan gaan Paulus aan en hy beskryf waar hy was en hoe groot hy was, en hy het alles opgegee. Hy sê, ja, vers 8, ja, waarlik, ek ag alles ook skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Om Christus as wins te verkry, nee, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet uit is nie, nee, my geregtigheid, en dit kyk na wat ek gedoen het, kyk hoeveel het ek gedoen, kyk hoeveel, ja, maar ek het 610 wette probeer onderhou, en dis hoekom, ek is daar, ek het 500 van die 610 wette, wat het jy gedoen? En dan vergelyk ons met mekaar,
plaas dat ons sê uit God uit, nee, met die wat deur die geloof in Christus is, die geloof in Christus is, die geloof, daai vaste vertroue om dit wat ek nie kan sien nie, maar ek weet ek het dit. Hoekom? My geloof in Christus is sterker, is my geloof in myself, nee. My vertroue in myself, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom, God, kan ken, en die krag van sy opstanding. Wil jy nie die krag van sy opstanding? Die krag van sy opstanding. Niemand het ingekom en vir God gebid nie. Niemand het ingekom en gesê, Jesus, staan nou op nie. Nee, hy het dit self gedoen. Hy het dit self bewerkstellig van die tuin van Eden af. Het hy daai krag gebruik, en dit is daai krag wat in my en jou is vandag, as jy glo, deur jou geloof in God self, is jy die geregtigheid van God. Nee, en dan sê dit, die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan die dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Hoe het jy dit gegryp? Deur Christus wat jou al klaar, Christus daai wat hy jou al klaar vasgehou het, en hy hou jou vas, en hy omhels jou, en ek sê, ek het jou my geliefde kind, ek het jou my geliefde seun of dogter. Jy hoef niks te doen om te ontvang dit wat ek vir jou wil gee, daai prys wat hy vir jou gegee het, daai gelykvormigheid, daai aan Christus Jesus, daai krag, daai, wat sê hy daarso? Die krag van sy opstanding, die gemeenskap, daai gemeenskap waarvan hy praat, is daai one-on-one gemeenskap, daai gelykenis, daai wat hy alles vir jou gee. Hy maak homself leeg binne in jou in. En dit is dit waarvan Paulus hierso praat, om te sê, wil jy nie eerder dit hê nie? Wat hy daar begin en sê, verbly jou in die Here. Hoekom? Want hierdie is wat jy in hom het. En deur geloof kan jy dit uitleef vandag, waar ook al jy jouself vind. Elke keer as jy begin sê, ja maar, dan sê jy, ek verbly my in die Here, in sy opstanding, in die krag van sy opstanding, dat ek deel is van daai opstanding, daai krag van sy opstanding, het ek binne in my. Hoekom? Want ek glo in Christus en die volmaakte werk aan die kruis. En ek los dit daar by julle vandag. So asseblief, wees versigtig aan wie jy jou ore uitleen. Wees versigtig aan wie in jou teenwoordig. Ek sê, jy is die lig van die wêreld. Jy is die sout van die aarde. Waar jy instap, vlug duisternis. Hoekom? Die volheid van sy liefde is binne in jou. En deur geloof, het jy alles wat God vir jou vandag sê jy is. Jy is sy geliefde kind, sy geliefde seun en dogter. As jy twyfel, dan sê dit net vir jouself, ek is God se seun, ek is God se dogter, en daarom kan ek myself in die Here verbly vandag, want ek het die krag, die volheid van die krag van sy opstanding in my, en deur geloof lewe ek nie meer, maar dit is Christus wat deur my lewe. Mag jy 'n geseënde week hê, as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Mag jy God se volheid ervaar in hierdie week wat voor ons is. En asseblief, as daar nood is, reik uit. Ons kan help. Ons kan intree. Ons kan bid. Waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek. Dis die belofte wat die Here aan ons gegee het vandag. Mag jy 'n geseënde week hê, en as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Lief vir julle, en ek bid vir julle. Amen.